Ons besin vandag oor die hoofrede waarom ons opstaan elke dag. En om ons daarmee te help, gaan ons uit die eerste boek van die Bybel lees, die eerste hoofstuk. Nou Genesis het 2 verhale oor die skepping, wat vir ons die wetenskap van daai tyd vertel, 2 verskillende verhale, verskillende volgordes. Ons lees die eerste een, Genesis 1 van vers 1 af. Here, dit is heilig, om die woord voor ons oop te hê, gereed te wees om die stem te hoor, en deur u verander te word. Dankie daarvoor. Nou wil ons instel, na u luister, by u leer. Amen. Genesis 1, van vers 1 af. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En dan beskryf hy vir ons die volgorde, toe God die lig aanskakel op die wanorde wat daar is. Hoe dit lyk toe God daarmee besig raak. En hy vertel eers van die gewelf wat God gemaak het, om die waters te skei, waters bo die gewelf en onder die gewelf. Ons gaan nie vandag daarby stil staan nie. En hoe hy toe die plante en bome maak, en hoe hy daarna die 2 groot ligte maak, die son en die maan, en nou hy toe daarna die diere maak, wat in die see is, die seediere, en die voëls, daarna maak hy die wille en die makdiere, en dan kom ons by vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see en die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, en oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Tot sover. Ons kan altyd net dieselfde kant van die maan van die aarde af sien. Hy staan stil en hy beweeg so saam met soos die aarde beweeg, bly die maan met daai selfde kant om ons beweeg. Maar op 24 Augustus 1968 is daar geskiedenis gemaak, toe daar 3 mense is wat vir die heel eerste keer om die agterkant van die maan gaan en sien hoe dit daar lyk. En die Apollo 8 ruimtetuig wat opgestuur is, Frank Borman was die in bevel gewees, en hy het 2 ander mense ook gehad. Een van hulle is 'n fotograaf, Bill Anders, en hy het, toe hulle nou, hulle vertel later, toe hulle om die maan is, toe hulle aan die agterkant sien, hulle ken die maan se voorkant verskriklik goed, elke krater, elke ding, en hier sien hulle nuwe kraters, nuwe goed, en dit is verstommend, en hulle kom om die maan te ontdek, maar toe hulle om die maan gaan, die volgende oomblik, vir die eerste keer ooit, sien hulle die aarde. En die oomblik toe hulle die aarde sien, toe is al die nuwe dinge van die maan vergete. En hulle is verstar op hoe ongelooflik mooi die aarde is. En albei beskryf dat hulle nie eens verder na die onbekende dinge van die maan gekyk het nie, hulle het net na die aarde gekyk. En hierdie is die eerste foto wat ooit geneem is van die maan af na die aarde se kant toe. En bewus geword daarvan dat alles wat op die aarde bestaan, op daai oomblik daar is. Al die goed wat gebeur, is op daardie aarde. En in verhouding met die res van die skepping is hy ongelooflik klein en belangrik. En dis hoe ons groot word, met hierdie geweldige respek vir die aarde. Ons as mense het 'n verantwoordelikheid om hom te beskerm en om te vertroetel en te sorg dat daar nie besoedeling is nie, en dat dit wat daar is beskerm en bewaar word. Maar nie alle mense voel so oor die aarde nie. Ek het iewers vir 'n sendeling gevra wat lank in Afrika gewerk het, is dit so dat die mense van Afrika
anders voel oor die aarde as ons, want dit voel vir my partykeer, nou daar's van ons ook wat dit doen, wat maklik net rommel rondstrooi en nie omgee nie. Toe sê sy ja, vir hulle is die aarde nie 'n vriend nie, nie 'n kleinoot nie, dis 'n vyand, dis een wat hulle bedreig, sy storms bedreig hulle, die weerlig en die natuurrampe wat daar is. So die aarde is een met wie jy veg en daar is nie so 'n probleem as jy maar net iets op hom gooi nie. Wel, die Bybel begin met die aarde as 'n onvriendelike, chaotiese plek. Genesis 1 sê vir ons, toe God alles geskaap het, het hy iets aangetref. En dit was 'n aarde wat heeltemal onbewoonbaar was. Dit was onmoontlik om 'n bestaan te maak. Dit was donker en dit was water. Wat hy vir ons beskryf is as jy sien hoe hy die orde geskep het, later was dit 'n moddermassa gewees. En iets van sulke wanorde en chaos, dat jy amper wou sê, nee, hou verby, stap aan, ons kan nie hier oorleef nie. En dan kom daar hierdie woorde, wat alles verander. In die chaos wat daar was, staan hier, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Oor die chaos wat daar is, was die Gees van God. En die oomblik toe die Gees van God by chaos aankom, toe sê hy nie, nee, dis 'n gemors, ek gaan aan nie. Sê hy dit wat net God sê, en net mense wat soos God dink sê, en dit is, kom ons maak 'n plan. Kom ons skep orde. God se woorde was, sit net aan die lig. Ek wil sien wat gaan aan. Nou ja, die kreatiwiteit waarmee die Bybel dit beskryf is so mooi. Hoe hy dit beskryf, hoe God elke dag gaan slaap het en weer opgestaan het, opgewonde was oor die volgende ding wat hy gaan doen het, elke keer 'n volgende probleem kry en daardie probleem oplos. En dan kry ons iets van die karakter van God. God is iemand wat in chaos orde skep. Nou, chaos is iets wat ons mee begin het by die aarde, maar dis iets wat gereeld terugkom na ons toe. As 'n woord wat hulle gebruik, entropie, om dit te beskryf. Entropie beteken dat alles teruggaan na hulle oorspronklike staat toe. As jy byvoorbeeld 'n huis bou en hy's verskriklik mooi, maar jy los hom net. Jy onderhou hom nie, jy los hom net uit, jy los hom vir jare. En jy kom weer daaraan, en sien jy maar nou die natuur hom weer half teruggevat, daar het krake gekom, dit wat geverf is lelik, gras het in hom gegroei. Partykeer kan jy hom glad nie weer gebruik nie, jy moet hom oorbegin. En entropie is lewendig in enige iets wat ons doen, enige iets wat ons skep. In my tuin, as ek 'n mooi tuin het, en ons gaan lank met vakansie terug, en ek kom terug, en sien jy maar, ek herken omtrent niks meer nie, die gras het weer oorgeneem, die gras groei en die rommel is rondgestrooi, is nie weggevat nie, en die onkruid het groei weer. En heeltyd is die aarde in 'n proses om terug te gaan na sy oorspronklike staat toe. En met mense is dit ook so. So chaos is nie 'n ongemaklike ding wat ons aantref en wat ons probeer vermy nie. Chaos is deel van ons bestaan. Dis hoe dit lyk. Dinge ontspoor, dinge gaan verkeerd. Mense ontspoor, mense wat nie naby God leef nie. Mense wat nie na hoë waardes streef nie, gaan al hoe laer en laer en laer standaard. En dis die wêreld waarin ons leef. In daardie wêreld het ons 'n unieke klein plekkie waar ons as dit ware, en dis wat so mooi is, oor toe God oor die mense praat, waar ons as dit ware moet doen wat God doen. Die Bybel sê vir ons dat God die mens aangestel het as sy verteenwoordiger op die aarde, sy beeld. Nou die beeld is, as jy dus na 'n mens kyk, sien jy iets van God in hom. Dis ongelooflik. Maar dan het hom nie net as sy beeld gemaak nie, het hom ook as sy verteenwoordiger gemaak. Soos 'n ambassade, eintlik 'n klein stukkie van een land in 'n ander land is. As jy in 'n ander land in die ambassade ingaan, is dit so goed, jy is in die land wat hy oorspronklik vandaan kom. En as ambassadeur, wys ek net dit wat in my land aangaan. As ons dus ambassadeurs van God is, dan wys ons hoe God dink en hoe God optree en hoe God met chaos maak. En dit word uiteindelik ons lewenstaak. Ons is doodgewoon besig om God se ambassadeurs te wees. En by die chaos wat ons aantref, moet ons doen wat God daarmee doen. En God maak dinge heel.
Die aarde is nie 'n plek wat my bedreig, waarin ek net baie keer 'n breekie soek deur al die chaos wat daar is nie. Die aarde word iets wat my opgewonde maak. Die chaos in die aarde word 'n geleentheid wat ek het om te wys wat God in my lewe kom doen het. En dit bring 'n ander perspektief, waar ons nooit geroep word om maar net te kla oor dinge wat verkeerd is nie. En hierdie chaos kan wyd wees. Dit kan in ons infrastruktuur wees, in ons paaie, in ons skole, in ons politiek. Die chaos kan in verhoudings wees, mense wat nie met mekaar oor die weg kom nie. Oral is daar chaos. En oral waar ons beweeg, het ons een eenvoudige opdrag. Wat so orde gaan ek skep in hierdie chaos? Op geen punt mag ek dit net los nie. Op geen punt mag ek net vrede maak daarmee nie. Ek doen wat God gedoen het in chaos. Ek verander dit. En dit word uiteindelik die rede vir my bestaan. Oral waar ek instap, en so eenvoudig baie keer soos hoe ek my studeerkamer gelos het gisterand. Dalk het ek hom gisterand bietjie vinnig klaar gemaak en ek is net vinnig uit hom uit en die papier en goed lê te rond. Dis die eerste ding. Ek ruim op en ek maak skoon voor ek begin werk. As ek in my huis instap, 'n huisvrou is heeltyd daarmee besig om orde te skep. En die wanorde is so groot, sy het baie keer mense wat moet help, 'n bediende of wat ook al. Dis deel van haar godsdienst, die orde skep. En dit is so lekker as ek dit klaar gedoen het, ek kan terugstap en sê, Here, hoe voel jy oor dit wat nou hier is? Jy sien hoe dit net nou gelyk het. Jy sien hoe dit nou lyk. Ek het mooi gemaak, ek het reg geskuif. 'n Kind kom by sy skoolwerk aan. En skoolwerk is geneig om baie vinnig chaos te word as jy nie baie indringend aan hom aandag gee nie. En Here, hoe gaan jy my help om in my skoolwerk orde te skep, waarmee ek kan terugstap en sê, dis hoe God dit wou hê. Ek is nou sy ambassadeur. In verhoudings met mense, as ons mense kry wat nie met mekaar oor die weg kom nie, wat nie met ons oor die weg kom nie, dis geleentheid om orde te skep. Gaan na hulle toe en sê, ons leef nie so nie. As die lig aangeskakel is, lyk dit nie so nie. En dit word uiteindelik die rede waarom ek opstaan elke oggend. Ek gaan vandag orde skep. Dit gaan vir my lekker wees, want dit is hoe God werk. Dit is hoe hy die skepping gemaak het, en dit is hoe hy met ons kom werk het. Geniet dit om so in diens van God te staan. Here, dankie dat U vir ons kans gesien het, dat U nie weggestap het nie. Dat U ons aan die hand gevat het en met ons begin werk het. En dit wil ons doen. Baie keer bedreig die skepping ons. Ons wil ons net wegstap of net kritiseer. Dis nie waarvoor U ons geroep het nie. U het ons geroep om heel te maak, om mooi te maak, om beter te maak. En ons wil dit doen, want ons het U lief. Amen.